Goeiemôre almal, Vrydagoggend. Dit is vandag die 26ste September, die jaar 2025. Dis 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van vandag en vir ons. So my naam is Sonja Gerber en vandag gaan ons bietjie gesels oor vermoeid. En die lewe maak ons almal een of ander tyd net moeg. Waar kry ons dan ons krag vandaan? Waar sal ons hulp ook vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde geskep het. Selfs jong mense raak moeg en afgemat, maar die wat op die Here wag, hulle kry nuwe krag, hulle staan weer op en hulle loop verder. Ons weet dat ons eers werklik sterk is as ons in onsself swak is en ons afhanklikheid aan die Here bely. Maar kom ons gaan hoor wat sê sy woord. Deuteronomium 33 vers 25 tot 29. Mag jou grendel yster en koper wees en jou sterkte soos jou dae. Niemand is daar soos God, o Jerusalem, wat oor die hemel ry as jou hulp en oor die wolke in sy hoogheid. Die ewige God is 'n woning en onder ewige arms en hy het die vyand voor jou uitverdrywe en gesê, verdelg. So het Israel dan veilig gaan woon, die bron van Jakob in afsondering in 'n land van koring en mos. Ja, sy hemel laat dou afdruk. Welgeluksalig is jy, o Israel. Wie is soos jy? 'n volk wat deur die Here verlos is, 'n skild van jou hulp en wat die swaard van jou hoogheid is, sodat jou vyande julle al kruipende aan jou onderwerp, maar jy sal op die hoogte stap. Baie bekende gedeelte is Psalm 23 vers 1 tot 3. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. As jy vermoeid en belas, Psalm 121, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer, en nie kyk die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is die skaduwee aan jou regterhand, die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by die nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. So, reik net uit na die Here toe, hy sal jou help. Jesaja 40, en ons lees van vers 28 tot 31. Weet jy dit nie? Het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, die skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg nie en ook nie mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat, die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op vleuels soos die van arende, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. My laaste gedeelte wat ek met julle wil deel is hier uit Matteus 11 verse 28 tot 30. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Is dit nie 'n wonderlike belofte vir ons nie? Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, soms raak ons vermoeid en belas, en ons arms hang slap langs ons sye. Miskien het ons 'n groot verwagting gehad oor iets wat sou gebeur, en dit het toe nie gebeur nie. Here, dan wonder ons, was dit werklik van U af, of was dit nie? Here, het U gespreek, of was dit uit die mens? Maar Here, ons bid, en vra dat U ook met daardie mense sal wees, en hulle sal toevou, en hulle sal beskerm. Here, teen elke tong wat beledig, en elke tong wat skerp sny, Here, soos 'n tweesnydende swaard, wat indring tot murg en been. Dankie, Here, dat U ons toevlugsoord is. As ek dink aan Psalm 91, dink ek, dankie, Here, dat ons by U kan skuil. Here, U is ons rots en ons vesting. Here, U is ons almagtige God. Here, mag U elkeen beskerm. Dis my gebed in Jesus naam. Halleluja. Aan U kom toe die lof, die eer en die aanbidding. Amen.